Ons almagtige Vader Jahwe, baie dankie dat U 'n kosbare stem het. As ons die psalms lees, is dit 'n stem wat donder en die aarde bewe en dit skud. En die berge smelt weg voor U aangesig. En tog, Vader Jahwe, dankie vir die kosbare sagte stem van U Gees wat U kinders roep tot bekering. En daarom vra ons ook vanaand spesiaal, Vader, spreek tot ons harte. Kom met daardie kosbare stem wat wonderbaarlik is, wat bonatuurlik is, en roep ons tot terugkeer, tot besinning, om werklik waar te besef, as U spreek, is dit woorde van gees en van lewe. Laat die woorde van my mond en oordeenking van my hart welbehaaglik wees vir U aangesig, Vader. U is ons rots en ons sterkte, en uit onsself uit kan ons nie die skrifte verstaan soos wat U dit bedoel het nie, maar dankie vir die gawe van U Gees, dat ons vanaand kan vra, help ons om Yeshua, ons koning, die Messias, werklik waar ook in die profete, te aanskou. Dat ons die koning in sy heerlikheid en sy majesteit sal raak sien en buig in aanbidding. Ons bid dit tot U verheerliking in Yeshua. Amen. Kan jy sitplekke inneem, baie dankie. Jan, ja, sy. Ek gaan vanaand weer eens begin daar by Micha. Micha, Hebreëse naam. En onthou julle die hermeneutiese beginsels, né? So 'n bietjie taal, baie skrif met skrif. Konteks is koning. Onthou julle hermeneutiese beginsels? Daar sê dis goed. Ek kry daarom 'n knik hier of daar. Micha, Hebreëse naam, wie is soos Jahwe. Micha is bietjie die langer naam, maar Micha verkort. Wie is soos Jahwe? Nadat ons alles gelees het wat in Micha gebeur het, kan ons net uitroep, wie is soos Jahwe? Nou, ons begin met Micha 1 vers 1. Ek gaan net 'n versie lees en dan gaan ons skyfies opsit van wat ons so die vorige keer gebruik het met Hosea, net om ietsie op te sit wat vir U bekend is, en dan die konteks te stel. Micha 1 vers 1. Die woord van Jahwe wat tot Micha, die Morastiet, gekom het in die dae van Jotam, Agas, Hiskia, konings van Juda, wat hy gesien het aangaande Samaria en Jerusalem. Nou ja, ons weet nie baie van Micha af nie. Daar word nie geslagsregister van begin nie, word net gesê waarvan hy vandaan kom. Spesifiek sy boodskap is vir Samaria en Jerusalem, beide. Samaria die hoofstad van die 10 stamme in die noorde, en Juda, Jerusalem die hoofstad van die suidryk. In die dae van Jotam, Agas en Hiskia, en dit het plaas om dieselfde tydperk as Hosea. Ek gaan gou so vinnig 'n skyfie of 2 opsit. Ons het vanoggend daaruit Micha 3 vers 8, daar die klimaks, hoofpunt gehaal. Ek daarenteen is vol krag met die gees van Jahwe en reg en heldemoed om Jakob sy oortreding te verkondig, aan Israel sy sonde. Die sondige toestand van Israel is baie belangrik. As ons vinnig kan onthou van die konings van Israel, almal was sondig. Almal het Jahwe nie gevrees nie en hoofsaaklik gewandel in die verkeerde weë van hulle vaders, of Jerobeam, of in Omri se weë, Agab ensovoorts. So as ons 'n bietjie verder gaan met die tyd, ons het nou gelees in Micha 1 vers 1, Micha tree op in die tyd van Jotam hieronder. Kyk na daai datum, die ballingskap van die 10 stamme 722, so dit is die naderende tyd van die ballingskap. En Agas, nou spesifiek in sy tyd was Peka. Nou ons gaan later in Jesaja vinnig iets kyk, dan moet julle onthou van Peka. Peka en die koning van Damaskus het die Efraimitiese oorlog teen Jerusalem. Dit is baie belangrik dat julle so klein bietjie gaan onthou van al twee ryke. Die konings van Juda word hier aangegee in Micha 1 vers 1, maar nou in die agterkop die konings van Israel ook so amper kan onthou. Ek sal weer die woord Peka later sê. En dan kry ons in Hiskia se tyd die einde van die 10 stammeryk, die ballingskap. So hierdie is baie belangrik. Dis die tyd wat Micha optree. Ek het hierdie skyfie opgesit terwille van die wat dalk glad nie bekend is met hierdie prediking nie oor die 10 en die 2 stamme. Vir party is dit ou nuus, maar in die tyd van Salomo se seun as gevolg van Salomo se sondes het Jahwe gesê sy ryk sal
van hom weggeneem word. Skeer, 10 stamme het gerebelleer teen Salomo se seun Rehabeam en hulle maak hulle eie koning Jerobeam aan wat hier in die noorde dan regeer en die suidryk is Juda en daarom is Micha dan 'n hele paar jaar later 200 jaar later dan 'n profeet. En nou op die kaart, as jy baie goed kan kyk, staan daar Moreset Gat. Ons vermoed is min of meer hier naby die Filistyne, want mens lees baie van Gat, nie baie nie, maar mens lees in hoofstuk 2 van Gat. En Micha het heel waarskynlik van sy dorp af weggegaan na Jerusalem toe en daar in Jerusalem sy boodskap gebring. So sy herkoms word verduidelik, maar dan ook 'n groot deel van sy boodskap vir Israel daarbo. Hierdie kaart het ons verlede week al gedeel. Ek wonder of u hom kon uitdruk om op hom nou presies te plaas waar ons is. Gaan ek hom eers 'n bietjie groter maak. En as julle hier kyk, hy's in eeue opgedeel, so in die 8ste eeu voor Joshua. Hier vind Micha. Hierso is die ballingskap van die 10 stamme, Samaria wat verwoes word. So hier's Micha en tydgenote van hom is Jesaja en Hosea en Amos en Jona. Hierdie 4 gaan ons nou in hierdie tydperk hanteer. En daarom gaan jy ook baie tussen Micha en Jesaja en Hosea ooreenkomste kry by die inhoud van die profesie. Konings van Juda, Hosea, Jotam, Agas en Hiskia, daai gedeelte. Dominee Jaco het hierdie enetjie laasweek gedeel, hy het Hosea hanteer, so probeer om dit min of meer te groepeer in u gedagtes. Saam met Hosea gaan Amos, Dominee Jaco het hom gekies, hy het al 'n boodskap oor hom gebring, en toe kies ek vir Micha, en dan moet ons nog by Jona en Jesaja kom in hierdie tydperk tot en met die verstrooiing van die 10 stamme. Net weer eens, Michas gaan saam met Jesaja, Amos en Hosea in hierdie tydperk van Jotam, Agas, Hiskia. Ons weet nie presies in hoeveelste jaar van Jotam hy begin het nie, en ons weet ook nie in hoeveelste jaar van Hiskia hy opgehou het nie, maar hy is min of meer in daai tydperk van Peka en die einde van Israel, die ballingskap. Dit het nog nie plaasgevind nie, want hy profeteer dit nog. Maar hy profeteer nie net Israel, 10 stamme se ballingskap, hy profeteer ook Jerusalem se val. En dis wat hom so bietjie moeiliker maak, want daar is 200 jaar later se gebeure saam in Micha, maar ons sal mooi dit uitwys. Dankie Jan, jy kan weer vir my gesiggie daar op die prentjie sit, en dan kan ons nou lekker saam gesels. Ek hou nie van hierdie oor en weer reilery nie, so kom ons vat ons Bybels. Jan, is dit reg? Het jy hom gestop? Kan ons weer aangaan? Ek gaan vinnig by elke hoofstuk stil staan. Ek hoop ek kan daarby hou. Maar net vir u 'n paar hooftemas uithaal, behalwe nou vanoggend se preek, se boodskap oor wie is soos Jahwe rondom sonde vergifnis. Dit is 'n donker prentjie, want Israel moet deeglik en duidelik bewus gemaak word hoekom sy in ballingskap gaan. Ek weet nie hoeveel paas beoefen die verskriklike praktyk om voordat hulle kinders pak slaag te gee, eers vir hulle te sê hoekom en waarom en waar is hy oral skuldig, nie? Maar Jahwe doen dit, is 'n goeie voorbeeld. Israel moet duidelik weet, die profete het vir hulle presies gesê waaraan is hulle skuldig. Hoekom gaan hulle in hierdie verskriklike ballingskap? Maar die kosbare goedertierenheid, die verbondsliefde van Jahwe, word binne in hierdie strafgerigte altyd geprofeteer. En dis kosbaar. Jahwe slaan ons nie om ons dood te slaan, hy slaan om te tigtig, sodat ons werklik waarom kan erken. Nou in Micha 1 in hoofstuk 1 het ons gesê die tydperk, spesiaal daai 20-30 jaar voor die ballingskap van die 10 stamme. En dan wil ek nou 'n baie interessante aanknopingspunt, 'n verwantskap tussen laasweek se aanbieding oor Hosea. Kan julle onthou die 2 hoofbeelde, 2 hoofmetafore van Hosea met Israel? Heel eers teen die maklikste ene, gaan neem vir jou 'n hoer. Onthou julle dit? Israel word voorgestel as 'n hoer. Nou kyk nou in Micha hoe daar dieselfde terme gebruik word. In Micha hoofstuk 1, heel in die begin,
lees ons, ek het vanoggend vers 5 gelees van die oortredinge van Jakob, nê? En die oorsaak daarvan is Samaria. En Samaria in Jerusalem word as vrouens voorgestel. Nou kyk spesifiek vers 7. Micha 1 vers 7, en al haar gesneede beelde sal stukkend geslaan word, en al wat sy as hoereloon ontvang het, met vuur verbrand word, en al haar afgode sal ek tot 'n verwoesting maak, want uit hoereloon het sy dit versamel, en tot hoereloon sal dit terugkeer. Dit is baie interessant, altyd in die Hebreëse taal kom 'n bietjie in, die herhaling van sekere woorde. Nou, hoe werk hierdie hoereloon? By die tempel, nou in Samaria se geval, moet ons nou onthou, dit was die Rehabeam wat verkeerd hulle eie afgode opgerig het, hulle eie trekbeelde. Wat die volk dan doen is, hulle bring silwerstukke en hulle bring allerhande goud en goed vir uit hulle geld en munte vir die tempel, dan maak hulle nou hieruit hierdie afgodsbeelde wat hoerery is. So daar die geld en daar die goud is, hoereloon, want die volk hoereer met afgoderry. En dan wanneer die Assiriërs, en dit is baie belangrik, wanneer die Assiriërs kom in die land vernietig, gaan al daai tempelbeelde en afgooitjies wat sy uit hoereloon gekry het, gaan weer terug. Hulle gaan dit weer stukkend slaan en weer munte daarvan maak en dit gaan weer terugkeer. So dit is eintlik afgryslik die terme wat hier gebruik word. Baie belangrik, Micha sluit aan by Hosea se profesie oor Israel se hoerery. Ek hoop julle het dit gemerk en julle sien dit raak is baie duidelik. Kan ek vir julle Hosea 2 herhaal? Wat ons Jaco laasweek gelees het, Hosea 2 vers 12. En ek sal haar wingerdstok en haar vyeboom verwoes, waarvan sy gesê het, hierdie dinge is my hoereloon, wat my minnaars my gegee het, en ek sal dit tot 'n bos maak, en die wilde diere van die veld sal dit opeet. Jahwe sê, al hierdie hoereloon, alles wat jy gekry het uit hierdie afgoderry, sal weer vernietig en niks word nie. Dit dan hoofstuk 1. Hoofstuk 2 fokus dan spesifiek op die onreg van die hoër klas, die verdruk, die roof en die besteel. En dit is baie belangrik om dit raak te sien, want ook in die evangelie leer Yeshua vir ons, Jahwe wil barmhartigheid hê. Jahwe wil nie hê dat daar verdrukking moet wees onder sy volk en kinders nie, want hy is ons koning. En dit was hoofsaaklik dan ook die onreg in Samaria en in Jerusalem. Kan ek dit weer vinnig net noem? Micha 2 vers 1. Weet die wat onreg uitdink en kwaad smee op hulle bedde, by die môre lig voer hulle dit uit, want dit is in hulle mag van hulle hand. Ja, hulle begeer velde en roof dit, ook huise en neem dit, so pleeg hulle dan geweld teenoor die man in sy huis, teenoor die mens in sy erfdeel. Nou ons weet van 'n Agab wat Nabot se wingerd afgemeet het, maar dit was baie keer in praktyk. Dit was nie net die koning nie, dit was 'n klomp. En dan spesifiek. Ek het vanoggend begin gesels oor die oorblyfsel. In hoofstuk 2, en u moet asseblief mooi oplet, vanaf vers 12, te midde van die dreigende oordeel van Jahwe, is hier 'n belofte van 'n oorblyfsel. Micha 2 vers 12. Gewis sal ek jou geheel en al versamel, o Jakob. Gewis sal ek vergader die oorblyfsel van Israel, almal, by mekaar bring, soos skape in 'n kraal, soos 'n kudde in sy weiveld, en dit sal dreun van mense. Ek het vanoggend genoem, dat die tema oor die herderskap is belangrik. Teen die agtergrond van die ballingskap moet ons dit verstaan. Ballingskap beteken verstrooi, verdryf, verjaag in sy ergste vorm. So die profesie van herstel is weer vergader, maar 'n herder vergader sy kudde. Maar die herder besluit wie hy vergader, want net die wat sy stem ken en die wat hy wil hê sy stem moet hoor, sal sy stem volg. So die oorblyfsel is 'n afgemete erfdeel. Die res word verstrooi. Nou, dit wat ons hier vind ons absoluut in die evangelie. Ons gaan nou daarby kom. So die tema van die oorblyfsel, hoofstuk 2 vers 12, is van kardinale belang teen die beeld van, soos Jaco laasweek
die beeld van die hoer en die beeld van die kind so uitgelig het, moet ons die konteks onthou van die Assiriese ballingskap. En in sommige gevalle, wel die klimaks in hoofstuk 5, die Babyloniese ballingskap. Verdruk, verdryf, verstrooi. En daarteenoor die belofte van my oorblyfsel. Nou wat het ons vanoggend gesê? Wat is uniek aan hierdie oorblyfsel? Hulle sondes word in die diepte van die see gewerp. Dis die groot kosbare profesie waarmee Micha afsluit. Hou hierdie tema, ons gaan nou weer terugkom na hom toe. In hoofstuk 3 vind ons amper 'n trio van die kwaaddoeners. Priester, profeet en vors. Nou, Adam is geskape as koning, priester en profeet. Dit is 'n tema deurgangs in die Bybel. Vors ruil ons nou net vir die woord koning. En ons sien dan spesifiek hoe Jahwe by die, ek wil eintlik uitsê, hy uitspel. Elkeen se sonde uitspel. Dit het ons vanoggend gelees, onthou julle? As daar nie kos gegee word of een of ander omkoopmiddel nie, dan verklaar hulle 'n heilige oorlog. Nou kom ons lees net spesifiek hier die trio, vers 11 van hoofstuk 3. Sy hoofde, dit is die regeerders, koning spreek vonnisse uit vir 'n geskenk. Tweede ene, en sy priesters gee onderrig vir loon. En derdens, sy profete is waarsêers vir geld. So, en dit is omtrent die grootste miskenning van die roeping. Hoekom het Jahwe sekere mense aangestel om te heers? Om reg te spreek, om nie te verdruk nie, om reeds na die arme om te sien. Nou, die teenoorgestelde gebeur. Die hoofde misbruik hulle posisie en spreek vonnisse uit vir 'n geskenk. Die priesters, wat deur Jahwe geseën is, doen dit, gee onderrig vir 'n loon, bedoelende onregverdige loon ekstra, en al die praktyke wat daarmee saamgegaan het, om hulle self te verryk, en die lering te draai, soet bitter te noem en bitter soet. En sy profete is leenaars, as waarsêers vir geld. Presies al die gawes wat van Jahwe kom, misbruik hulle om hulle self te verryk, en hulle self in 'n posisie te stel om die volk te verdruk. Daarom, hierdie is nou baie belangrik, vers 12. Micha 3 vers 12. Daarom sal Sion om julle ontwil soos 'n land omgeploeg en Jerusalem pynhope word en die Tempelberg bosrande. Nou hou vas. Hoe sê Don Jaco, hou vas. Hoofsaaklik gaan Micha oor Samaria, want dis nou nie gesig binne 20 jaar, binne 10 of 20 jaar. Maar hier's 'n profesie ook vir Jerusalem oor 200 jaar, want 722 na 601 is 220 jaar. En hierdie teks waar Micha dit profeteer, onthou julle vanoggend het ek gesê Jeremia 200 jaar later word aangekla deur die priesters, jy preek teen die tempel. 200 jaar later is lank. Is baie lank om te onthou wat iemand gesê het. Kom ons blaai vinnig na ons teksverwysing hierso. Waarna verwys julle naslaan Bybels? Jeremia 26. Kom ons blaai gou na Jeremia 26 toe, want hierdie teks wat geprofeteer het dat die Tempelberg, die heilige Jerusalem, bosrande word. Wat 'n verskrikking, Micha. 200 jaar voor die tyd. Nou, ons gaan nou die konteks van Juda inbring, dan gaan jy al hoe meer verstaan. Maar Jeremia 26, heel interessant, jy sal onthou die oggendstiltes wat ons Jeremia hanteer het. Jeremia 26 se opskrif, Jeremia voorspel die verwoesting van die tempel en stad. Geweldig, Jerusalem, nie net Jerusalem nie, maar ook die tempel. Vers 18, wat nou gebeur het is, ek hoop julle kan onthou, die priesters wou vir Jeremia laat doodmaak het. Toe staan daar vorste op in vers 16, toe sê die vorste en die hele volk en die priesters en profete, hierdie man, Jeremia verdien nie die dood nie, want hy het met ons gespreek in die naam van Jahwe ons God. Ook het daar manne opgestaan uit die oudstes van die land, ek is by Jeremia 26 vers 17, en hulle het die hele vergadering van die volk toegespreek en gesê, Micha, die Morastiet, het as profeet opgetree 200 jaar terug in die dae van Hiskia, koning van Juda, en met die hele volk van Juda gespreek en gesê, so spreek Jahwe van die leerskare, en hy quoteer hom, Sion
sal soos 'n land omgeploeg word. En Jerusalem sal puinhope word en die Tempelberg bosrande. En wie was koning? Hiskia. Nou kan julle onthou wat het in Hiskia se tyd met Jerusalem gebeur? Hy het gestaan, 'n engel het 185.000 Assiriërs, onthou Assirië, dis die sleutelwoord, 185.000 Assiriërs doodgeslaan. Die Assiriërs het die land ingeneem. Tyd gaan ontbreek om vir u nou al daardie togte van die Sanhedrin, want dit word in Micha 'n bietjie die dorpe genoem, Lages. Maar dit is asof Jerusalem uitgesonder word. Duidelik en tog gespaar word en tog gee Micha die profesie wat onwaarskynlik gelyk het omdat Jahwe vir Jerusalem gespaar het uit die Assiriërs. Dat 200 jaar later gaan hy tog val. Dit is so belangrik, want Micha se tydgenoot is Jesaja, en Jesaja profeteer ook die spaar van Jerusalem vir daai oomblik. Ja, dis 'n klomp goed wat ons bymekaar moet hou, so kom ons vat nou maar stadig, treukie vir treukie. Die val van Jerusalem, wat Micha 3 vers 3 en 12 nou verduidelik het, is noodsaaklik. Want dit skep die behoefte dat Jerusalem weer opgebou sal word. Daar's twee dinge wat kardinaal belang is by Jerusalem. Dit is die tempel en die troon, die koningskap en die priesterskap. So as ons nou oorgaan van Micha 3 na Micha 4 toe, is dit hier die belofte dat die Messias, nou onthou nou moenie dadelik dink Joshua, ons weet is Joshua, want ons kan van die Nuwe Testament af terugkyk, maar vir hulle is dit nou, Jerusalem gaan val, wanneer? Tweede ballings, of die twee stamme se wegvoering, 'n fisiese val van Jerusalem, 'n tempel. En Micha 3 het dit nou net gesê, al is dit 200 jaar later, hulle het nie geweet hoe lank nie. So nou kom die profesie, ja, Jerusalem gaan val en spesifiek die Tempelberg, Sion. Nou kom daar hierdie pragtige twee hoofstukke, Micha 4 en 5, wat fokus op Jerusalem, wat fokus op die tempel. Nou, ons kan vandag terugkyk, en ons kan uit die Nuwe Testament sien hoe word tekste gekwoteer, maar vir hulle was dit nie in hulle tyd sigbaar, dat Yeshua, Jahwe, vlees word nie. Vir hulle was dit uit Dawid uit die koningslyn, gaan iemand kom, die volk gaan fisies vergader word, spesifiek van Assirië tot Egipte, en spesifiek Jerusalem wat geval het, gaan weer opgebou word. Ons moet dit mooi verstaan in die konteks van die ballingskap, veral die tweede ballingskap. Die eerste ballingskap het Jerusalem bly staan. Jahwe het vir Jerusalem verlos. Tog gee Micha die profesie, hy gaan val. En dit skep die behoefte vir die Messiaanse ryk, die Messias wat uit in Jerusalem regeer. So, ons gaan nou oor na Micha 4 toe. Micha 4 vers 1, en aan die einde van die dae, nou dis 'n spesifieke profetiese term wat ons vandag moet verstaan vanuit die Nuwe Testament. Wanneer is die einde van die dae? Nou sê die mense, dis maklik, dis in ons tyd. Nee. Wanneer ons praat van die einde van die dae in die profetiese tyd, dan praat ons van die einde van die ou verbond, die volbringing. Hoekom? Want Galasiërs 4 sê duidelik, Yeshua het gekom in die volheid van tyd. En Lukas sê baie duidelik, in die volheid van tyd. Toe dit die einde was van die bedeling, toe moes die Messiaanse ryk aanbreek. So ons kan hierdie, en aan die einde van die dae, baie duidelik verstaan, want hierdie tekste wat in hoofstuk 4 en 5 gekwoteer word, is die geboorte van Yeshua. So luister baie mooi, as jy dit nog nie verstaan nie, ons gaan stadig te doen. En aan die einde van die dae, sal die berg van die huis van Jahwe vas staan. Net een vers tevore het geprofeteer, hy sal val. So wat 'n opkom is hier is 'n klipkoninkryk sonder die toedien van mensehande. Dis 'n nuwe koninkryk, dis 'n nuwe tempel. Jy sal onthou die geveg in die Nuwe Testament het gegaan oor die tempel, die fisiese teenoor die hemelse tempel wat vlees kom word, het Yeshua. Hy sal vas staan op die top van die berge en verhewe wees bo die heuwels en die volke sal daarheen toe stroom.
Nou hierdie toestroom het ons vanoggend begin hanteer toe ons in Hosea 11 vers 11 en Jesaja al daardie kudde wat die herder bymekaar maak na sy berg toe. Nou, kom ons maak net hier 'n duidelike verwantskap met Jesaja, 'n tydgenoot, onthou julle? Hosea, Micha, Jesaja. Jesaja 2, kom ons maak ons Bybels oop by Jesaja 2. Dis presies dieselfde woorde. Dis so kosbaar. Enige iets wat herhaal, wat sê jou eerste gevoel vir jou? Skrif verklaar skrif, bevestiging, dis belangrik, gee aandag. Nou ja, ek wil dit net met die gemeente deel. Ek het 'n spiksplinter nuwe Bybel hier by my en almal wat al deur daai krisisse gegaan het van 'n nuwe Bybel wat nie wil blaai nie, hier staan ek voor, nou is ek dapper. Ek doen dit. Almal moet tyd, na 20 jaar is dit tyd vir 'n nuwe Bybel. Laat ek net vers 1 ook vir konteks, die woord van Jesaja, die seun van Amos, gesien het met betrekking tot Juda en Jerusalem, en aan die einde van die dae sal die berg van die huis van Jahwe vas staan op die top van die berge en verhewe wees bo die heuwels en al die nasies sal daarheen toestroom. Baie volke sal heen gaan en sê, kom laat ons optrek na die berg van Jahwe, na die huis van die God van Jakob, dat hy ons sy weë kan leer en ons in sy paaie kan wandel, want uit Sion sal die wet uitgaan en die woord van Jahwe uit Jerusalem. Woord vir woord, presies dieselfde. Is dit nie kosbaar nie? Hoekom is dit belangrik? Dis die Messiaanse ryk, wanneer die tempel herstel word en daar weer geregeer word. Die berg, die huis van Jahwe. Net gou nog 'n teksie in hoofstuk 4, want ons gaan so hoofstuk vir hoofstuk. Hoofstuk 4 vers 6 en 7. In die dag, spreek Jahwe, wil ek versamel die wat krepeel is en bymekaar maak wat verdryf was en wat ek kwaad aangedoen het, die wat getuigtig is. Dan sal ek die wat krepeel was tot 'n oorblyfsel maak en wat ver verwyder was tot 'n magtige nasie. En Jahwe sal koning wees oor hulle op die berg Sion van nou af tot in ewigheid. So kom ons hanteer gou hierdie teks wat sê die nasie sal toestroom. Kyk mooi, wie is dit wat Jahwe versamel? Die wat verdryf is, die wat krepeel is en die wat getuig is. En dan praat hy van vers 7, dan sal ek die wat krepeel was tot 'n oorblyfsel maak. So ons het in hoofstuk 2 vers 12 die eerste keer die oorblyfsel van Israel. Onthou nou, dit speel teen die agtergrond af dat Israel verstrooi is, Assirië tot Egipte, van die Efraat tot Egipte, wyd verstrooi is. Daarom kry ons hier die herstel van die berg wat kom verrys, die koninkryk van die hemele, want Jahwe sal koning wees. En dan versamel hy die wat hy geslaan het. Dis nie nou skielik 'n ander oorblyfsel nie. Dis dieselfde oorblyfsel waarvan die evangelie praat. Die wat ek trek sal na my toe kom. Bring my seuns van ver en my dogters wat na my naam genoem is. Baie, en ons gaan dit bietjie later weer herhaal. Baie mense begin hier by 'n teks en sy sien hulle almal kom. Ons het dit vanoggend ook gesien. Asser en Egipte is eerste en tweede en Israel is derde. Micha, Jesaja, Hosea is saam. So duidelik as wat laasweek se boodskap oor Israel was, wat Lo-Ammi is en Ammi word en Lo-Ruhamma, is presies. Hoe meer jy die konteks verstaan, hoe meer verstaan jy hierdie toestroming. Kyk, vanaand is dalk 'n bietjie meer oor die Messiaanse ryk as laasweek. Die Messiaanse ryk is as gevolg van die val van Jerusalem, die ballingskap moet daar weer, Jerusalem, die tempel moet weer herstel word. Nou, hoor gou mooi, is vers 8 van Micha 4, Micha 4 vers 8, en jy skaapstoring, heuwel van die dogter van Sion, na jou sal dit kom, ja, die vroeë heerskappy sal kom, die koningskap vir die dogter van Jerusalem. Die berg Sion waar Dawid koning was, het 'n toring gehad. 'n Toring is 'n vesting. Op die toring het die manne gestaan en gesien as die gevaar kom. Hulle het die volk beskerm. Dis die tema
in Micha. Is weer 'n herder, daar's 'n toring, daar's heerskappy, die kudde word getrek en beskerm. Daarom ook skaapstoring. Hoor julle die herder, die skaapstoring wat die skape beskerm? Dis iets wat herhaal, maar ek verval nou weer in detail. Kom ons gaan aan. Maar eers, wat moet eers gebeur voor hierdie pragtige dinge kan gebeur? Onthou, Micha lewe 200 jaar voor die val van Jerusalem. Eers die val van Jerusalem. Nie net Samaria in sy tyd nie, maar ook Jerusalem. So Micha 4 vers 9 tot 14 gaan oor die val en die ballingskap. En dis wat dit baie keer vir mense moeilik maak, want hulle sê, ons het nou net van Joshua gelees, ons het nou net gelees van die berg van Jahwe. Want dan nou sy direkte profesie, die mense weet nog nie van die ballingskap nie, so dis eers die konteks van hoekom hierdie profesie van hoop nodig is, daar gaan bitter swaar tye kom. En dan herhaal dit weer, maar nou is dit hier bietjie meer detail, nou moet julle bybly. Hoofstuk 5. Wat is ooreenstemmend tussen die opskrif in hoofstuk 4 en hoofstuk 5? Net in die opskrif. Ek lees hoofstuk 4 se opskrif van Micha. Belofte van heil is verlossing en seën in die Messiaanse tyd. Ons het gesê aan die einde van die dae, ons weet presies uit die Nuwe Testament, skrif en klaar skrif, wanneer was die einde van die tyd volgens die profeseë, toe Joshua gebore is. Dis 'n spesifieke tyd. Dit beteken nie einde van die heelal nie, dis die einde van 'n spesifieke bedeling. Nou in hoofstuk 5 kry ons weer voorsegging van die geboorte van die Messias en sy vredelewende regering. Nou daai vredelewend, pas op vir Afrikaans wat dit nou baie sag laat klink. Dit gaan oor vrede met Jahwe. Dit gaan oor hierdie toren van die almagtige God wat oor sy volk is en daar's vrede. Dis 'n baie belangrike boodskap. So kom ons lees hoofstuk 5. En jy Bethlehem Efrata, Bethlehem Efrata is die ou naam vir Bethlehem, die Efrata gedeelte. Klein om te wees onder die geslagte van Juda. Uit jou sal daar vir my uitgaan een wat 'n heerser in Israel sal wees en uit sy uitgange is uit die voortyd uit die dae van die ewigheid. Dis nou so duidelik vir ons. Van wie word hier geprofeteer? Joshua. Ek het dit met die opening gelees. Toe Herodes gevra het, waar word die Messias gebore? Nou, van Micha af tot by Joshua se geboorte is 700 plus jare. Vir 700 jaar is hierdie profesie aangaande waar Joshua, die detail waar hy gebore sou word, gekoester in die hart van sy volk. Soveel sodat hulle kon gesê het, die profete sê, Bethlehem, hierdie spesifieke teks, is dit nie 'n voorreg om so die tekste oor eeue van 700 jaar en 200 jaar by mekaar, een Bybel, een taal, 'n paar hoofstukke, en sê ons, sjoe, my Bybelstudie is moeilik. Dis 'n voorreg. Ons is verskriklik bevoorreg en ons het nog naslaan ook. Kan nog gaan kyk ook, waarheen verwys dit. So kom ons doen moeite. Konteks. Stel jouself nou voor in Micha se tyd. 10 stamme is nog nie weggevoer nie, maar dit kom. 2 stamme Jerusalem gaan nog val. Daar word herstel geprofeteer van die Messia. Wat beteken die Messiaanse ryk? Stel dit aan die hand van 3 T's. Onthou, hulle was verdryf. So in die Messiaanse tyd is daar terugkeer. Jerusalem het geval, die koningskap het geval, so dit is die herstel van die troon. As Jerusalem val, val die tempel. So is die herstel van die tempel. So dis vir my is dit 3 T's. Dit kan vir iemand anders iets anders wees, maar ek sien dit baie mooi duidelik in al hierdie hoofstukke. Terugkeer, troon en tempel. Nou in die Nuwe Testament is dit so duidelik om te sien hoe Joshua sy volk na hom toe trek. Terugkeer na hom toe. Hy is die koning op die troon van Dawid en hy is die tempel. Vir baie mense is die tempel en die troon duidelik in die Nuwe Testament, maar die terugkeer nog nie. Wel, daar kan nie 'n terugkeer wees as daar nie 'n tempel en 'n troon is nie. Dit is doodlogies. Tempel, terugkeer en troon gaan saam. Waartoe gaan jy terugkeer? En as ons by hom, by sy troon en sy tempel is, waartoe wil jy na iets anders te terugkeer? Dan is dit 'n wegkeer as jy na 'n ander plek toe op pad is. As jy by hom gekom het, is jy daar. In hom, en ons gaan nou daarna kyk. So kom ons vat Micha 5. Vanoggend het ek nogals moeite gedoen om stil te staan na Egipte en Assirië. Onthou julle daai tekste? Jesaja 27, Jesaja 19.
Ons is weer daar in ons Bybels. Micha 5 vers 2. Daarom sal hy, hierdie beloofde Messia, hulle prys gee, verskoon Jahwe, tot op die tyd dat die barende gebaar het. Sien, hier is 'n verwagting van 'n kind wat gebore word. Dan sal die oorblyfsel, ons is weer terug by die tema van die oorblyfsel. Nou in my Bybel is hulle pink gemerk, want dit is Jahwe se geliefde volk. So ons het Micha 2 oorblyfsel, ons het in Micha 4 vers 8 6 en 7 die oorblyfsel gehad, die wat krepeel is, die wat verdryf is, die wat verdruk is, die wat getuchtig is, die wat Jahwe weer na hom toe sal trek. Micha 5 vers 2, die oorblyfsel van sy broers saam met die kinders van Israel terugkeer. Hoekom 2 groepe? Want ons 2 verskillende ballingskappe 200 jaar uit mekaar uit. Micha 5 gaan oor die herstel van die tempel in Jerusalem. Hulle gaan terugkeer na die berg van Jahwe, Jesaja 2, aan die einde van die dae sal die berg van die huis van Jahwe vas staan, en Juda sal terugkeer saam met sy broers Israel. Dus hoekom dit klink soos al die volke, dat is al die Israel volke wat verstrooi en verdryf is. En ons gaan nou kyk hoe keer hulle terug. Nou luister mooi na die messiaanse profesie, luister mooi. Vers 3, en hy, die Messias, sal optree, en hulle laat wy, hoor die herderlike terme, Johannes 10, ek is die goeie herder, laat wy in die sterkte van Jahwe. Eintlik my broeders, word kragtig in Jahwe in die krag van sy sterkte. En in die sterkte van Jahwe, in die majesteit van die naam van Jahwe sy God. Wat sê Yeshua? Ek het gekom om u naam in hulle te openbaar, Johannes 17. Dis die Messiaanse ryk, en hulle sal rustig woon, van nou af sal hy groot wees, tot aan die einde van die aarde. Nou kyk nou weer, hoe keer ons terug na die konteks. Wat 'n volk was in Micha se aangesig? Wie het begin stede verwoes? Die wrede Assiriërs. Vers 4, en hy sal vrede wees, wanneer Asser in ons land kom, en hy ons paleise wil betree, sal ons teenoor hom 7 herders stel, ja 8 vorste uit die mense. Nou moet ons styf vashou, al 2 hande, gryp vas. Hier is 'n pragtige herhaling van Jesaja 7 en 8. Onthou, ons weet nou, Micha en Jesaja gaan saam. In Jesaja 7 en 8, kan ons vir 'n oomblik soontoe blaai, is die Immanuel teken. Nou as ek sê die woord Immanuel, is dit by ons amper tweede natuur om te sê Yeshua. Maar dit was nie in hulle tyd so duidelik nie, want hulle het 'n vyand gehad. In Jesaja 7 en 8, wie was die konings in daai tyd? En ek het nou gesê vir al die konings van Israel, Peka. Kom nou, nuwe Bybel. Waar is jou Jesaja? Jesaja 7, is so maklik ons opskrif, die Immanuel teken. Maar kyk die konteks, Jesaja 7 vers 1, in die dae van Agas, die seun van Jotam, die seun van Usai, die koning van Juda, het Resen, die koning van Aram, met Peka, die seun van Remalia, die koning van Israel, opgetrek na Jerusalem, om daarteen oorlog te voer, maar hy kon nie daarteen veg nie. Baie belangrik. Volg nou mooi. Jesaja is 'n tydgenoot van Micha. In hulle tydperk is daar die Siro-Efraimitiese oorlog. Dit beteken die 10 stamme en Damaskus trek saam op teen Juda, Jerusalem. Maar Jahwe gee vir hulle 'n teken van die maagd wat sal swanger word. En voordat hierdie seentjie, en ons lees dit gou-gou in vers 14 van hoofstuk 7. Daarom sal Jahwe self aan julle 'n teken gee. Kyk, die maagd sal swanger word en seënbaar en hom Immanuel noem. Dikmelk en honing sal hy eet as hy weet om te verwerp wat kwaad is en om te kies wat goed is. Luister mooi, vers 16. Want voordat die seentjie weet om te verwerp wat kwaad is en te kies wat goed is, sal die land vir wie se 2 konings jy bang is, verlate wees. Hier is 'n belofte aan Jerusalem. Jerusalem, jy sal staan. Hier die 10 stamme en die Arameërs sal verlate wees. Hoe? Die Assiriërs sal kom. Die Assiriërs sal vir Samaria platvee, sal Damaskus platvee. So wat is die boodskap, Jerusalem? Julle sal behoue bly. 1 engel slaan in 1 nag, 185.000 dood in die tyd van Hiskia, net na Agas.
Dis nou geskiedenis wat moet bymekaar kom. Micha profeteer spesiaal en sê, Samaria, julle gaan val. Jerusalem gaan behoue bly. Oor 200 jaar gaan hulle val, maar nou gaan hulle behoue bly. In die aangesig van die Assiriërs. Assyrië gaan die 10 stamme platvee, en dit word gekoppel aan 'n beeld, amper sê ek metafoor, is nie metafoor, dis fisies. Vrou, maagd wat swanger word en 'n seun baar. So dis fisiese geskiedenis van die behoud van Jerusalem. Maar waarheen wys dit? Hoe quoteer ons daai teks? Yeshua wat kom en die ware hemelse Jerusalem vestig, boue laat bly. Aan die einde van die dae sal die huis van Jahwe vas staan op die top van die berge. So Jesaja 7 gaan nou oor na Jesaja 8 toe, 'n ander teken van strafgerig. En Jesaja 8 sê weer die Assiriërs gaan kom en Israel verwoes. Dis bekende geskiedenis in die tyd van Jesaja en Micha. Maar saam met die verwoesting van Israel op daai stadium is die behoud van Jerusalem. Hoekom? Sodat daar profeseë kan wees wat heenwys na die behoud as Yeshua kom om Jerusalem, die hemelse Jerusalem, te vestig. En daarom kry ons in Jesaja 8, ek kry 'n paar fronse, dit raak nou moeilik. In Jesaja 8, vers 3 en 4, weer die beeld, ek het na die profetes gekom, Jesaja 8 vers 3 en 4, ek het na die profetes gekom en sy het swanger geword en 'n seun gebaar, en Jahwe het vir my gesê, en ek gaan dit Afrikaans sê, want as jy dit in Hebreë sê, is dit 'n verskriklike woord, noem hom, net nou is daar byt, gou is daar roof, want voordat die seentjie kan roep, vader of moeder, sal hulle die rykdom van Damaskus en die byt van Samaria voor die koning van Asser bring. So wat maak ons vas vanaand? In die tyd van Micha, in die tyd van Jesaja, het Asser, die Assiriërs, die 10 stamme en ook sommer die Arameërs platgevee. Maar die belofte is die seentjie Immanuel. In hulle tyd is Jerusalem bewaar. Ons sien dit in Hizkia. Ek sê dit nou maar net as 'n beeld, maar daar is baie meer as dit, want jy moet regtig gaan kyk hoe dit Sanherib. Hulle het daai land vernietig en net Jerusalem word wonderbaarlik beskerm as 'n beeld. So ons sien in Jesaja 8 vers 8 hoe die Assiriërs inkom in Juda. Jy sal kom ons lees net vers 7 ook, Jesaja 8 vers 7. Kyk, daarom sal Jahwe oor hulle laat oorkom die sterk en magtige waters in die Eufraat. Dis die Assiriërs, die koning van Asser en al sy heerlikheid. En hy sal bo sy bedding styg en gaan oor sy wal, dit sal 'n vloed wees. En hy sal in Juda indring, instroom en oorloop, tot die nek toe sal hy kom. En die uitbreiding van sy vlerke sal die land in sy breedte vul. O Immanuel, as jy tot die nek toe kom, is jy benoud. Al die stede, daai Assiriërs kom met 'n vloed oor die 10 stamme, tot by Jerusalem, tot by die nek, en dan verlossing. Hy sê, vers 10 van Jesaja 8, neem 'n besluit en dit sal verydel word, maak 'n afspraak en dit sal nie tot stand kom nie, want God is met ons, Immanuel. So nou probeer ons verstaan, binne die konteks, ons gaan terug na Micha toe. Ek weet is dalk 'n bietjie moeilik, maar hooplik as ons by Jesaja kom, sal ons dit weer herhaal. In Micha, hoofstuk 5, is die direkte konteks. Die Assiriërs, vers 4, Micha 5 vers 4, hy sal vrede wees, ek gaan nou daai gedeelte hanteer, wanneer Asser in ons land kom, en hy ons paleise wil betree, sal ons teenoor hom 7 herders stel, 8 vorste uit die mense. Die direkte konteks, Jerusalem sal hier gespaar word. Dit sluit aan by die beeld van die Immanuel teken. Maar soveel as wat ons verstaan, Immanuel teken wys na Yeshua, so verstaan ons dat Micha 5 heenwys na die een wat waarlik Jerusalem sal red, waarlik die tempel, waarlik
Jahwe se oorblyfsel. Hoe weet ons dit? Hoe weet ons dit? Ek wil eintlik afsluit daarmee, maar kyk net gou in u Bybels by Micha 5 vers 4 of is daar 'n teksverwysing. En hy sal vrede wees. Efesiërs 2, daar sê iemand dit. Onthou dit, ons gaan afsluit met Efesiërs 2. Gaan nie duidelik sien hoe hierdie vervul is in Yeshua. So wanneer ons praat van die verwagte Messias, dan moet hy vrede bring. Hier is hierdie aanval op Jerusalem en hy moet vrede bring. In die tyd van Hiskia was dit waar. 200 jaar later het Jerusalem geval, maar in die tyd van Hiskia wat hierdie profesie gegee is, in die tyd van Jotam, Agas, hulle vind ons die heenwyse na Yeshua. En dan kry ons weer in Micha 5 vers 6 en 7, dan sal die oorblyfsel, vers 7, en die oorblyfsel, dis die hele tyd, ja, daar is vernietiging, ja, daar is verwoesting, maar daar is 'n spesifieke oorblyfsel. Die tema is belangrik, want in die Nuwe Testament is dit hulle wat Jahwe trek ooreenkomstig die genade, Romeine 9, volgens die genade. So, om net so 'n bietjie met Micha aan te gaan, hoofstuk 6, ons gaan nou afsluit met Efesiërs 2. In Micha 6 is daar 'n twissaak van Jahwe, baie interessant, hoe Jahwe sê, kom Israel, laat ek met jou twis. Hoe twis Jahwe? Hy sê in vers 4 en 5, ek het julle uit Egipte land verlos, ek het julle gered, dink aan wat Balak wou doen, hoe ek julle beskerm het, en wat doen julle? Oortreding. En dan sê Jahwe, ek het jou bekend gemaak o mens, wat reg is. En ons ken daai vers, né? Micha 6 vers 8, hy het jou bekend gemaak o mens, wat goed is, en wat vra Jahwe van jou anders as om reg te doen, liefde te betrag en ootmoedig te wandel met jou God. Dis die regsaak, die twis van Jahwe met sy volk. Jahwe sê vir hulle, julle is vol van die insettinge van Omri, vol van hierdie goddeloosheid. En dan is ons by hoofstuk 7, wat ons vanoggend hanteer het, waar die straf kom. Maar Micha hierdie boodskap van hoop het en sê, staan vas. Ons sê vir die kinders, man, vat jou pak soos 'n man. Ja, daar was 'n periode van 700 jaar, wat Israel verstrooi was, verdruk was, in ballingskap was. Maar wanneer Micha 4 en 5 die Messias gebore word, is daar hierdie kosbare, eerstens die straf wat vir ons die vrede bring was op hom, met ander woorde die vredesryk begin, ons het vrede met Jahwe, deur Yeshua se offer, en baie belangrik, die troon van Dawid. Die engel sê vir Maria, hierdie seentjie sal groot wees en hy sal op die troon van Dawid sit. En daar sal in sy koninkryk en heerskappy geen einde wees nie. En daarom verwag ons nie 'n ander koning op die troon van Dawid nie. So die troon is beset. Yeshua sit op die troon, nie aardse troon nie, die hemel is. Stefanus sien hom aan die regterhand van die majesteit in die hoogte, Hebreërs 1. Die tempel wat vas staan op die top van die berge, wanneer die uitstorting van die Heilige Gees plaasvind, op Pinksterdag, is daar van Israel, van baie lande, jy kan gaan lees in Handelinge 2, in Jerusalem om die fees te vier, die evangelie, die krag word uitgedra, en hulle gaan heen, en die skape van die huis van Israel word ingesamel, nie fisies Jerusalem toe nie, maar na die hemelse Jerusalem, waar Paulus dan, Hebreërs sê, ons het gekom by die geestelike, die Jerusalem. Spesifiek Efesiërs 2, ons het al so baie daaroor gesels, maar ons wil tog daai koppeling van Micha se profesie, van die herderskap, en van die vredesryk, hy is ons vrede, Micha 5, wat ons gehoor het, die heenwyse wys na Efesiërs 2 toe. Kom ons gaan ter afsluiting na Efesiërs 2 toe. En ons gaan kyk net weer daai woorde van die Messiaanse ryk. Messiaanse ryk, daar moet 'n terugkeer wees, daar moet 'n versamel wees van die wat ver is en die wat krepeel is. Nou ons sien in Efesiërs 2, en net terloops, ons het die laaste 2 oggende oor lewend maak, Jesegiel 37 is die doodsbeendere wat lewend word, die versameling, Efesiërs 2 begin met die lewend maak. Dan vers 11 spesifiek, Efesiërs 2 vers 11, daarom onthou dat julle wat vroeër
Lo-Ammi, heidene, nie my volk nie, in die vlees was, en onbesnedenis genoem word, deur die sogenaamde besnydenis wat in die vlees by die hande verrig word, luister mooi, dat hulle in die tyd sonder Messia was, vervreemd van die burgerskap van Israel, en vreemdelinge ten aansien van die verbonde van die belofte, sonder hoop, sonder God, in die wêreld ver, maar nou in Messia Yeshua het julle wat vroeër ver was, naby gekom. Met ander woorde, terugkeer na Messia, deur die bloed van Messia. Hoe het ons teruggekeer? Versoening, Jahwe maak ons by mekaar. Vers 14, want hy is ons vrede. Wat was die belofte in Micha 5? Hy is ons vrede. Staan duidelik daar. Dis die Messiaanse ryk, hy is ons vrede. Maar nou sê mense, nee man, hier is politiese vrede, dit gaan oor Israel en Asser. Jou grootste vyand is Jahwe, want ons het van hom afvallig geword. Ons het teen hom gesondig. Ons het in die tuin van Eden sy wet oortree. En wanneer ons vrede met Jahwe het ons waarlik vrede. En ons kan dit net in die Messia hê. Hy is ons vrede. En ons noem die evangelie die blye boodskap in vers 17 van Efesiërs 2. Hy het die evangelie van vrede kom verkondig aan julle wat ver was en aan die wat naby was. Die wat krepeel was en die wat verdryf was. Die wat naby was krepeel. En die ander was verdryf. Die wat naby was het in elk geval nie gesien nie. Hulle was lam. Daarom is Yeshua die Messia wat vir die blindes en die lammes en die doofes die evangelie bring. Hoor julle daai beeldspraak wat so heeltyd herhaal. Ja, hy het fisies blinde mense gesond gemaak. Hy het fisies lammes opgewek. Dit is heeltyd 'n heenwys. Dit is 'n heenwys. En daar kom kort nog twee van die T's, die terugkeer het ons hanteer. Die ander een is die tempel en die troon. Nou lees ons in Efesiërs 2, soos julle dan nie meer vreemdelinge daar ver nie en bywoners nie, maar julle is medeburgers, julle teruggekeer. Medeburgers van wat? Van die heiliges en huisgenote van God. Hier is 'n huis. Gebou op die fundament van die apostels en profete, terwyl Yeshua Messias self die hoeksteen is. Hier is heerskappy, troon van Dawid. In wie die hele gebou, is die tempel, goed saamgevoeg verrys tot 'n heilige tempel. Hierdie troon, hierdie tempel, en hierdie terugkeer in Yeshua deur sy bloed. Die wat ver was, het naby gekom. Dis die pragtige vervulling. Dis die begin van die bedeling. En daarom vandag nog, dit word van heerlikheid tot heerlikheid, totdat dit in sy volheid sal wees. En daarom is Yeshua vir ons, in Micha se profesie, die absolute fokuspunt, die heerlikheid, die vergifnis wat ons vanoggend hanteer het in Micha 7, dit kom nie van self nie. Dit is deur Yeshua. En daarom mag Vader Jahwe vir ons nuwe oë gee om te sien in die profete, hoekom Yeshua met die Emmausgangers en met die disippels vanuit die skrifte, die wet, die profete en die psalm, met die dinge wat op hom betrekking het. Ja, Micha 4 en 5 het 'n spesifieke konteks. Daar was Assiriërs, en daar was ballingskappe. Maar binne in hierdie swart nag het Jahwe vir ons gewys, daar's 'n groter ballingskap. Daar word verwys na die verlossing van Israel uit Egipte. Maar daar was 'n groter slawerny as Farao, die duiwel, die koninkryk van duisternis. En daarom word die beeld van Egipte verlossing, word dit vir ons die beeld van die verlossing uit die slawehuis. En die ballingskap, en die verstrooiing, word vir ons die beeld van die verstrooiing uit die tuin van Eden, weg van Jahwe. En die terugkeer, wat geprofeteer is, en die vors, is die terugkeer na Jahwe, in Yeshua, Messia, en dan die tempel en die troon, die ken julle. Michaja, wie is soos Jahwe? Hoe groot is dit nie? Kom ons staan en bid ons saam. Ons almagtige Vader Jahwe, dankie dat U kosbare raadsplan het en dat U enkelinge opgewek het, profete wat in moeilike tye opgestaan het, soos 'n Micha wat vol was van heldemoed, vol van die Gees, om aan Jakob sy oortreding te verkondig, aan Israel sy sonde, sodat in die donker
oomblik van oordeel ook die kosbare belofte van die verwagte Messias kon kom. Dat ons vandag kan terugkyk en sê waarlik, Yeshua is die volheid. In hom het ons waarlik die vrede. In hom het ons waarlik die terugkeer na U. Dankie vir U koninkryk, dankie vir U heerskappy, dankie vir U troon. Dankie dat U vir ons gee om weer onder 'n vyeboom en 'n wingerdstok te kan sit en die vrugte geniet, die vrugte van die Gees wat U welbehaaglik is. Dat ons wortels kan skiet na die water van die lewe. Dat ons voor U aangesig, daardie edelwingerdstok mag wees van Johannes 15, as ons in U bly. Wil U vir ons die genade gee om waarlik die dinge daarbo te bedink en ons te verlustig in U heerlikheid. Dankie dat ons dit mag bid in Yeshua se naam tot U verheerliking. Amen. Terwyl ons net so staan, kom ons hef die hande op. Jahwe sal ons seën en ons behoed. Jahwe sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Jahwe sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee. In Yeshua deur die krag van die Heilige Gees. Amen.